Liewe geloofsfamilie, baie welkom by ons oordenking van vandag. Vandag is die begin van Advent, met ander woorde ook die begin van ons kerkjaar. En soos het ons in die volgende paar weke oploop en uitsien na Kersfees, is my gebed dat hierdie tyd ook vir jou en jou geliefdes baie spesiaal gaan wees. Here Jesus, dankie vir Advent, dat ons kan uitsien om te vier dat U gekom het. En Here, dankie dat U gekom het, dat U 'n God is wat juis gekom het om U koninkryk vir ons te kom openbaar. Baie dankie vir U tyd op aarde, dat ons dit kan vier. En dat ons daarom kan weet dat ons ook 'n lewende, persoonlike God dien en ook aan U behoort. Here, wanneer ons vandag ook in die woord stil raak, dan doen ons dit in afhanklikheid. En dankie Here dat U ons ook uitdaag met dit wat U gesê het. So mag ons vandag se teks mooi oordink, dit ter harte neem, Here, en mag U vir ons die krag gee om dit ook uit te leef. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, een van die spesiaalste tekste in die Bybel is die bergrede. Matteus 5, 6 en 7 waar Jesus self preek. Nou in Jesus se lewe het hy klomp dinge gedoen en hy het baie keer deur middel van wonderwerke gewys wie hy is. Hy het baie keer gelykenisse vertel en daar iets van die koninkryk geopenbaar. Baie kere was dit sommer net in gesprekke en hoe hy mense hanteer het, waar ons sien hoe hy is en wat sy hart is. Maar ook baie spesiaal dat hy self ook gepreek het en dat hy mense uitgedaag het in sy prediking. Nou in Matteus 5, 6 en 7 vind ons die bergrede. En in die bergrede word ons baie prakties uitgedaag oor hoe ons lewe saam met Jesus in die wêreld. Nou die bergrede is 'n plek waarin Jesus die koninkryk van God op 'n baie praktiese manier kom wys en kom openbaar. En ek het nou gesê dat hy ons uitdaag, want dit is juis wat dit is. En dit is die realiteit, dat daar twee realiteite is. Aan die een kant die koninkryk van God se realiteit en aan die ander kant die wêreld se koninkryk se realiteit. En ons leef in die wêreld, maar as burgers van die koninkryk van God kan ons ook leer om die koninkrykswaardes en die koninkryksbeginsels uit te leef. Nou die bergrede is 'n lang deel en daar's klomp dinge wat gesê word. Byvoorbeeld hy begin met die saligsprekinge. Geseënd is die wat dit doen, geseënd is die wat dat doen. En daar sien ons die hart van God. Gaan lees dit gerus. Hy sê ook in die bergrede, ons moet die sout in die lig wees. In die bergrede praat hy ook van bekommernis. Hoe moet ons maak met daai gevoelens wat ons baie keer opvreet? In die bergrede leer hy ons ook hoe om te bid, wanneer hy die Onse Vader vir ons gee. Dan raak dit ook moeilik, want hy sê goed soos, moenie oordeel nie. Hoekom sien jy eers die splinter in jou broer se oog raak, en jy sien nie die balk in jou eie oog raak nie. So die bergrede se woorde is vir ons uitdagend, en dit is vir ons moeilik om dit reg te kry. En so dan ook vandag se teks. Ons gaan lees Matteus 5, van vers 43 tot 48. En dit is 'n moeilike deel, maar kom ons lees dit en dan oordink ons dit saam. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Amen. Dit is die woord van die Here. Vriende, ons moet ons vyande lief hê. Dis moeilik. Dis uitdagend.
En dis een van daai dele in die Bybel wat ons dalk so 'n bietjie weg wil skuif, want ons het vyande. Daar is mense wat goeders doen teenoor ons wat nie lekker is nie. Daar is mense wat goeders doen teenoor ons wat ons diep emosies, trauma laat beleef. En daar is regtig groot ongeregtighede wat ook baie keer teenoor ons plaasvind. En dan is dit moeilik om te dink, ag, ons moet maar net lief hê. Ons moet maar net aangaan. Dan kom ons kyk bietjie na die geskiedenis en dan sien ons wie dit reg gekry, wie dalk so 'n bietjie daarmee gesukkel. En die eerste ding wat ek wil deel is die realiteit van die vroeë kerk. Nou ons weet dat mense wat tot bekering gekom het en net na Jesus se tyd het deel gevorm van die vroeë kerk. En in Handelinge lees ons dan van hierdie massas mense wat tot bekering kom. Maar dis nie al hoe dit gebeur het nie. Die evangelie het ook op baie kleiner maniere versprei deur eenvoudig mense wat saam geleef het. En dis dan baie keer hoe die vroeë kerk dinge gedoen het. Na die val van die tempel in 70 na Christus versprei Christene en gelowiges tot in die uithoeke van die Romeinse Ryk op daai stadium. So in baie van hierdie dorpe was dit klein groepies Christene wat saam gewoon het. En dis juist hulle wat op 'n ongelooflike manier hierdie boodskap versprei. Dis hulle wat dit reg gekry het om hulle vyande lief te hê. Daar's voorbeelde veral in die stad Antiochië van 'n geloofsgemeenskap wat die vyande, mense van ander kulture, ander gelowe, wat hulle versorg het as hulle siek was. Wat daar was vir hulle wanneer selfs hulle eie mense hulle gedrop het. En dis dan die manier waarop die evangelie versprei het. Christene wat in 'n vyandige wêreld sê, maar ons volg vir Jesus en ons wil graag hierdie boodskap van liefde, van die koninkryk van God uitdeel en uitleef. En dis dan hoe die mense van daai tyd hierdie boodskap aanvaar het. Nie net deur woorde nie, maar die manier waarop die gelowiges in daai tyd hulle vyande liefgehad het. Dan gebeur daar in die jaar 313 na Christus 'n interessante ding. Die keiser op baie stadium van die Romeinse Ryk, Konstantin, kom tot geloof en hy maak dit wettig om 'n Christen te wees in die Romeinse Ryk. En dan 'n paar jaar later in die jaar 380 na Christus word Christendom die amptelike geloof van die Romeinse Ryk. En dit is fantasties. Dit is wonderlik. Die Christene beweeg dan van die randfigure na die persone met mag. Want die keiser is nou 'n Christen. Die geloof van die Romeinse Ryk is nou Christendom. En daarom is die kerk van daai tyd ook meer in 'n magsposisie as wat hulle was. Maar nou weet ons dat om mag te hê beteken mens kan dit of misbruik of mens kan dit gebruik tot voordeel van ander. En ja, daar's baie voorbeelde van die kerk deur die eeue wat hulle mag gebruik het tot voordeel van ander mense, maar ongelukkig is daar talle voorbeelde deur die eeue waar die kerk hulle mag absoluut misbruik het, waar hulle vyande uitgewerk het, baie keer met geweld ook. En asof hulle hierdie woorde van hê jou vyand lief en dit wat hulle voorgangers gedoen het in die vroeë kerk absoluut vergeet het. En dan selfs in die kerk, ja, mense wat vir Christus gedien het, mense wat saam aanbid het, maar ja, ongelukkig het hulle dan ook in terme van vyandskap en vyande in die wêreld glad nie 'n mooi voorbeeld gestel nie. En daarom kyk ons terug en sê die kerk was nog nooit volmaak nie. En ja, die kerk is oral waar Christene by mekaar kom. Maar wanneer die kerk in die magsposisie is in 'n gemeenskap, moet mens baie versigtig wees. Nou, ons het uitleef. Maar ek sê weer, daar waar die kerk ook in magsposisies is, kan ons Christendom uitleef en die koninkryk verkondig daar waar ons kom. Maar ons moet op ons hoede wees om nie te manipuleer nie. Ons moet op ons hoede wees om nie ons vyande te haat en te sê daar's 'n klein groepie wat in is en daar's 'n klein groepie wat uit is of 'n groot groep wat uit is en en hulle moet op 'n manier hulle eie ding doen nie. Vriende, wanneer ons dan reflekteer oor vandag, die wêreld waarin ons vandag leef, lyk dit vir my of min dinge verander het. Ons leef steeds in 'n wêreld van verdeeldheid. Ons leef steeds in 'n wêreld van vyandigheid. En 'n groot voorbeeld daarvan is eenvoudig nou hoe wêreldleiers mekaar hanteer, hoe wêreldleiers
sekere platforms gebruik om sekere dinge teenoor mekaar te sê. En wat gebeur is die wêreld beweeg net verder en verder van mekaar af. Die wêreld se mense beweeg net verder en verder van mekaar af. En dis ongelukkig die wêreld waarin ons vandag leef. Nou weet ons ook, ons hoop is nie op wêreldleierskap nie. Ons weet ons hoop en ons geloof is in Christus en ons volg vir hom, maar die feit dat wêreldleiers enorme impak het op ons lewens is ook so. En daarom kyk ons baie keer na hulle oor wat hulle doen, wat hulle sê en ook oor hoe hulle besluite ons as mense beïnvloed. Dit is juist daar waar Jesus ook vir ons vra, maar jy moet jou vyande lief hê. Nou wat sou dit beteken? Beteken dit ek moet maar net saam met almal stem? Beteken dit ek mag nie my eie standpunt hê nie? Beteken dit ek mag nie van iemand verskil nie? Nee. Jesus preek in die bergrede juis vir mense wat onderdruk word. Juis vir mense wat ook kwaad is vir die leierskap wat oor hulle aangestel is. Hy praat met mense wat gebroken is en wat wonder, maar hoe lank gaan hierdie nog aangaan? Vriende, lief hê beteken nie dat ek moet saamstem nie. Liefde beteken nie dat ek almal se beste vriend moet wees nie. Liefde beteken nie dat ek eenvoudig net saam met die stroom moet gaan nie. Maar liefde beteken dat in die manier waarop ek ander mense hanteer, ek dit op die koninkryks manier doen. En wie stel vir ons die beste voorbeeld daarvan? Jesus Christus self. Hy word gebore in 'n tyd waarin sy mense onderdruk word. Waarin hy sien wat korrupsie en armoede is. Hy word gebore in 'n tyd en hy leef op aarde in 'n tyd van diep ongeregtigheid. Maar hoe reageer hy? Jesus is die een wat eenvoudig saam met mense leef en wat mense innooi in die koninkryk in. Daai mense wat vir wie die res van die wêreld al vergeet het. Daai mense wat die meeste geraak word deur die ongeregtigheid. Hy spandeer tyd saam met hulle. Ekskuus tog. Hy maak tyd vir hulle en hy openbaar die koninkryk juis aan hulle. So wanneer ons in die minderheid is, wanneer ons nie in die magsposisie is nie, wat die realiteit is van die kerk in 2025, ons is nie meer die mense wat voorloop en almal luister nie. Ons is kleiner groepies mense wat onderdruk word tot 'n mate, maar ook mense wat sê ons leef in die koninkryk van God. En daarom sê ons stem nie saam met baie goed wat gebeur nie, maar in die manier waarop ek mense hanteer, selfs my vyande, ek wil dit graag op 'n koninkryksmanier doen. Dit beteken dat dit dalk maar ook gaan swak lyk tot 'n mate. Want Jesus het swak gelyk in terme van wat die mense se verwagting was van die Messias wat sou kom in daai tyd. Maar dis juist die punt van die koninkryk. Ons behoort nie aan 'n koninkryk waar ons mense boelie en met mag oorrompel nie. Ons leef in 'n koninkryk waar Jesus voorloop en ons agterna gaan. Deel van die realiteite van die wêreld waarin ons leef is dat ons baie keer wil wraak neem teenoor vyande. Ons beleef diep emosies, want mense doen goed verkeerd. En ons is mense wat kyk na die realiteit en wonder, maar hoe het ons tot hier gekom? Natuurlik kan ons 'n rol speel om dinge beter te maak. Natuurlik gee die Here vir ons 'n roeping en gawes om dinge beter te maak, maar altyd op 'n koninkryks manier. Aan die einde, dan sê hy, wees volkome, wees heilig, soos wat julle Vader heilig is. Nou daai woord kan ook vertaal word as wees volwasse, wees geestelik volwasse. So in die manier waarop ons liefhet, is ons mense wat kwaad met kwaad vergeld, is ons mense wat eenvoudig net heeltyd die probleem raak sien en daarop inzoom op 'n manier, of is ons mense wat sê, ja, Christene is nog altyd onderdruk. En toe die Christene nie onderdruk was nie, het hulle mag dalk misbruik. So dalk is ons op 'n beter plek om te sê, ons is klein dele van hierdie samelewing, maar ons kan op klein maniere hoop bring
soos wat Jesus Christus self het. Adventstyd is 'n tyd waarin ons vier dat hy gekom het. Dat hy gekom het om iets nuut te doen. En mag ons dit beleef in hierdie Advents- en Kerstyd. Dat hy juis in 'n gebroke wêreld ingebreek het en op klein maniere die koninkryk van God deur liefde aan mense geopenbaar het. Al lyk dit swak, al moet ons beheer opgee, dis die moeilike deel. Maar dis wat Jesus van ons vra. Kom ek vra vir jou hierdie vraag. As ek nou die woord vyand lees uit hierdie teks uit, wie se gesig kom by jou op? Wie se gesigte kom by jou op? Is jy dalk op 'n plek waar jy wil wraak neem? Is jy op 'n plek waar jy dalk vir hulle 'n punt wil bewys? Tweede vraag. Wat is die koninkryksmanier? Wat is die Jesus manier om op te tree in hierdie situasie? Amen. Dankie Here, dat U nooit van ons iets vra wat U nie self gedoen het nie. Dankie dat U gekom het en gewys het dat U U vyande liefhet. Help ons asseblief om dit ook in te oefen, sodat ons in die realiteit van die koninkryk kan leef. Amen. Die Vader en die Seun en die Gees is in hierdie adventstyd by jou. Amen. Jesus, o lig wat skyn vir my, weg wat na die Vader lei. Wees my raadsman, my sterke God, ewige Vader, vrede vors, ewige Vader, vrede vors. Jesus ons lig, skyn ook vir my. Wees in my leidsman, o Jesus, ons skyn ook vir my. Jesus o lig, wat skyn vir my. U wil my kom leer en lei. As kindie deur, word verhoog tot die hemel Heer. Word verhoog tot die hemel Heer. Jesus ons lig, skyn ook vir my.